Okay. Ek gaan vir julle 'n storie vertel van toe ek iets regtig nodig nodig gehad het. Ek dink ek het al hierdie storie gedeel in een van die oggenddienste, so party van julle het dit dalk al gehoor. Ek het 'n hele ruk terug, 'n klomp jare terug, seker omtrent meer as 10 jaar terug nou al in Israel gebly in Jerusalem. Toe was dit daar 'n bietjie rustiger daar as wat dit nou daar gaan. En ek het die oggend in my woonstel gesit. Het was nogal 'n moeilike tyd in my lewe. Ek het die Bybel so oopgemaak oor die boek van Daniël in die Ou Testament en in Daniël, ek dink is Daniël 10. Dan verskyn daar 'n engel aan Daniël en hy sê vir hom: Daniël, jy vir wie die Here liefhet. En toe ek daai woorde lees, toe voel ek die Here wil my daai oggend bemoedig en vir my sê, Jeanette, jy vir wie die Here liefhet. Ek sien jou raak, ek hoor jou. Omstandighede was so in my lewe dat ek vir die Here gesê het, Here, ek hoor U, maar ek kan dit nie nou vat nie. Dankie, ek. Dis nie iets wat nou vir my waarheid is nie. My Bybel toegemaak, opgestaan en ek het nie ver van 'n supermark afgebly nie en ek moes wasgoedseep gaan koop. Maar dit was belangrik, dis 'n ander lang storie wat ek nie nou gaan vertel nie, maar dit was belangrik dat die wasgoedseep nie die poeier is nie, maar daai liquid wasgoedseep wat mens deesdae kry, nê. Was belangrik dat dit daai soort is. En ek stap gou supermark toe en ek kom daar en ek gaan staan voor die rak waar al die wasgoedsepe is. En ek besef, alles is natuurlik in Hebreëus en ek kon op daai stadium al 'n bietjie Hebreëus lees, maar my Hebreëus was nog nie so goed dat ek kan onderskei tussen wat is fabric softener en wat is wasgoedseep nie, want die bottels lyk dieselfde. En ek haal die bottels so af en ek kyk, miskien is daar Engels of Duits of iets wat ek kan verstaan agter aan die agterkant. En ek kyk al die bottels so en ek sien ek het nou nie 'n klou nie en die winkelassistente, baie van hulle praat nie Engels nie. So nou weet ek nie wat om te doen nie en ek's regtig moedeloos en ek kyk daai rak so en ek besef ek weet nou regtig nie en ek laat sak my kop so en ek sê, ag Here, help my. En die oomblik toe ek my kop so sak en ek staan so, toe hoor ek in dieselfde ry as ek, net 'n entjie af, mense praat. En ek besef, maar hulle praat Afrikaans. En ek kyk op en ek sien, maar dit is een van my kollegas, iemand saam met wie ek werk en hulle bly al jare in Israel. Hulle bly ook net daar naby en ek stap na haar toe en ek sê vir haar, Jesus, asseblief, jy moet my help. Wys my net wat is wasgoedseep. Ek het net wasgoedseep nodig. Sy sê, hierso, haal dit dadelik van die rak af. En ek sê vir haar, jy verstaan nie, julle is gestuur vandag hiernatoe om my te help vir wasgoedseep. En sy lag en sy sê, hulle bly baie naby in die supermark, maar sy sê, ons was jare laas in die supermark, ons kom nooit meer hiernatoe nie. Maar vandag, toe ons hier verbyry, toe sê ek vir Pieter, man, sê ek, kom ons stop net gou en kom ons hardloop net gou vinnig heen. Toe ek terugstap na my woonstelletjie toe, met my wasgoedseep in die hand, toe kom die woorde van Daniël 10 weer na my toe terug. Jy vir wie die Here liefhet. God se voorsiening. Hoekom? Omdat hy vir ons lief is. Dat hy vir ons omgee. Dit is wie hy is en dit is wie ons is in hom. So dit is my storie van God se voorsiening en ons praat vandag natuurlik nog oor die Onse Vader. Waar Jesus sy disippels leer hoe om te bid in die bergpredikasie, sy langste preek. En hy het nie so lank preek soos wat hy gepreek het daai dag nie. So hier is die gebed, julle ken dit nou al, ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word, laat U koninkryk kom. Laat U wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. En dan is ons by die stukkie van vandag. Gee ons vandag ons daaglikse brood. Ekskuus. En iemand net vir my 'n glasie water bring, sorry julle. Ek het nou vergeet om dit te kry voor die tyd. So gee ons vandag ons daaglikse brood.
Die mense met wie Jesus hierso gepraat het, die meerderheid van hulle was baie arm. So wanneer hy gepraat het van daaglikse brood, was dit vir baie mense wat na hom geluister het daai dag, regtig hulle daaglikse brood. Hulle het hulle kosies vir die dag geëet en nie geweet waar hulle kos vandaan gaan kom vir die volgende dag nie. So, maar wat ons eers moet raak sien, so die eerste hoorders, dit was 'n baie konkrete behoefte. Dankie Jaco. Was hy lekker koud ook. Thanks. So Jesus praat van 'n baie konkrete behoefte hierso. Ja, was hy beter. Okay, wanneer hy praat van daaglikse brood, is dit regtig daaglikse brood. Maar as ons kyk na die gebed, wat sien ons? In die eerste 3, ons kan hierdie gebed in 2 dele deel, né? Ons is nou min of meer in die helfte. Ons sien die eerste deel, laat U naam geheilig word, laat U koninkryk kom, laat U wil ook op die aarde geskied. Alles gaan oor U. Dit gaan oor God. Nou is ons in die tweede deel, waar dit sê ons, gee ons vandag ons daaglikse brood. Vergeef ons oortredinge, laat ons nie in versoeking kom nie. So die tweede deel gaan oor ons. So Jesus wil eerstens vir ons leer, die lewe gaan nie eerstens oor ons en ons behoeftes nie. Dis ook belangrik, want dit is in die gebed. Dis die begin van die tweede deel. Maar dit, ekskuus julle. Ekskuus. Nou, iets in my keel vas. Kom ons probeer weer. So, die lewe gaan eerstens nie oor ons en ons behoeftes nie. Dit gaan eerstens oor die Here en sy koninkryk. Maar tog sê Jesus, God sien ons behoeftes ook raak en dit is ook belangrik. So wanneer ons sê, gee ons vandag ons daaglikse brood, is dit heel eerste 'n belydenis. Dat ek het God nodig. Ek het die Here nodig. Ek het nodig dat hy in my kleinste behoeftes voorsien. In my mees basiese behoeftes. So eerstens is dit 'n belydenis. Ek het al baie keer gehoor mense wat, kyk, ons Afrikaners hou ons van hard werk. Mense wat sê, ja, ek het nie, maar ek het wat ek het, want ek werk hard, né? En dit is so, hard werk is belangrik, ons gaan nou 'n bietjie daaroor gesels, maar jy het wat jy het, en jy weet om hard te werk, want jy het die genade gehad om ouers te hê wat jy geleer het om hard te werk. Jy het die genade dat jy gesond genoeg is om te kan hard werk. Jy het die genade dat jy die geleentheid het om te kan werk. Ons basiese voorsiening is genade uit die Vader se hand uit, en dit is wat hierdie reeltjie, wanneer ons sê, gee ons vandag ons daaglikse brood, my kleinste, most basic behoefte, kom uit die hand van die Vader uit. En dit kan net so weggaan. So ons leef, Jesus sê vir ons leef heel eerste in afhanklikheid. So wat voorsien God alles vir ons? Wat beteken daai daaglikse brood? Wel, daaglikse brood beteken alles wat ons nodig het vir die lewe. Okay? Everything to sustain us. En ons weet, ons is nie net fisies nie, ons is geestelik en emosionele mense ook, né? So daaglikse brood sluit alles in wat ons nodig het om die lewe ordentlik te kan leef. So eerste ons fisiese behoeftes. Jesus praat met die arme mense, dit gaan heel eerste oor die konkrete behoefte van ek moet eet. Ek moet iets hê om my familie te gee, kos om my kinders te gee. En dan lees ons in Matteus 6, net die volgende hoofstuk, net so eentjie aan van hierdie gebed. Praat Jesus van die voeltjies en die lelies in die veld, nee, julle ken die teksvers. Hy sê, daarom sê ek vir julle, moet julle nie bekommer oor julle lewe, oor wat julle moet eet of drink, of julle liggame, oor wat julle moet aantrek nie. Kyk, daai is moeilik om te hoor vir 'n tienermeisie. Want jy dink, wat tienerseuns ook, né? Ek dink die seuns, dink my rings baie keer erger oor wat hy gaan aantrek, sê ek, maar in elk geval.
Moet julle nie bekommer oor julle liggame of wat julle gaan aantrek nie. Is die lewe nie belangriker as kos en die liggaam as klere nie? Kyk na die wilde voëls. Hulle saai nie, hulle oes nie, hulle maak nie in skure bymekaar nie. Julle hemelse Vader sorg vir hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? Trouwens, wie van julle kan deur hom te bekommer oor sy lewe met 1 enkele uur verleng? Kom werk nou nie. Vrede. As hy. En wat bekommer julle oor klere? Let op hoe groei die veldlelies. Hulle soeg nie en hulle maak nie klere nie, maar ek sê vir julle, selfs Salomo in al sy pragt was nie geklee soos een van hulle nie. As God dan die gras van die veld wat vandag nog daar is en môre verbrand, so versier, hoeveel te meer sal hy nie vir julle sorg nie, julle klein gelowiges. So onthou daai frasetjie. Julle moet julle dis nie bekommer en vra wat moet ons eet of wat moet ons drink of wat moet ons aantrek nie. Dis alles dinge waaroor die ongelowiges begaan is. Julle hemelse Vader weet tog dat julle dit alles nodig het. Nee, beywer julle allereers vir die koninkryk van God, vir die wil van God en dan sal hy julle ook al hierdie dinge gee. So dis weer, Jesus sê julle Vader in die hemel weet wat julle nodig het. So as hy weet wat ons nodig het, hoekom vra ons hom nog? Want dis 'n belydenis, sê Here, ek weet U is die een. Alles wat goed is, wat ek het, kom uit U hand uit. En ons vra met vrymoedigheid, want weer eens, wie is ons? Jy vir wie die Here lief het. Ek sorg vir jou, ek sien jou raak. God voorsien in al ons basiese behoeftes. En ek weet julle het in julle groepies die teks in Exodus gelees ook. So die ouers wat nou nie in groepies is nie, in Exodus het die Here vir die Israeliete gesê, okay, as julle nou deur die woestyn trek, gaan ek vir julle kos gee, manna en kwartels elke dag. Maar julle gaan elke dag net genoeg kry vir die dag. En julle moet elke dag net daai porsie bymekaar maak. So daaglikse brood beteken, dis 'n daaglikse oefening om God te vertrou vir dit wat jy nodig het. Dis 'n daaglikse oefening om te bely, ons het hom nodig vir alles in ons lewe wat goed is. Ons het hom nodig to sustain us, we need him to sustain us, dit kom uit sy hand uit. Dit beteken nie, ons mag nie spaar nie, asseblief, kry vir jou 'n spaarrekening so gou as wat jy kan, dis wonderlik om te spaar. Dit beteken net, ons vertrou hom met die dag van môre. Ek mag maar beplan vir die dag van môre, maar ek het nie nodig om te bekommer oor die dag van môre nie. Want as God vir vandag gesorg het, dan sal hy ons vir môre ook sorg, en die dag daarna ook, en die 10 jaar daarna ook. So dit is wat dit beteken, dat dit ons daaglikse brood is. Nou ons weet, in Matteus 4, lees ons hierdie eintlik interessante storie, net nou Jesus gedoop is, dan stap hy in die woestyn in, alleen, en hy vas vir 40 dae, hy eet en hy drink niks nie, vir 40 dae, imagine dit, nee, jy dink net hoe honger was hy. Dan verskyn die teenstander aan hom, die duiwel. En die teenstander sê vir hom die volgende, in Matteus 4. Die versoeker het toe gekom en vir hom gesê, as u die seun van God is, sê vir hierdie klippe, hulle moet brood word. Nee, onthou, Jesus is nou vrek honger, nee? Maar hy antwoord, daar staan geskrywe, 'n mens leef nie net van brood nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. So ons daaglikse brood is nie net ons fisiese behoeftes nie, ons kos en ons klere en ons huis. Wat het ons ook nodig? God se woord. Ons as gelowiges is veronderstel om God se woord daagliks te eet. Ek wonder wat se self-help gurus volg julle almal op Instagram of Facebook of YouTube. Ek is 'n groot Jordan Peterson fan. Ken enige iemand van julle vir Jordan Peterson? Nee. Nee, julle moet hom gaan Google vanaand. Kom.
Hy is 'n Kanadese sielkundige, ek love hom, hy is baie slim. Is baie mense moet 2 of 3 keer na sy goed luister om regtig te verstaan wat hy sê, maar in elk geval. Kyk, daar's baie self-help ouens daar buite, nê. Allerhande 12 rules for life, fix jou lewe op hierdie manier, maar as jy wil weet watter keuses om te maak in die lewe dat dit met jou moet goed gaan, en julle tieners, julle wat nog so lekker jonk is, jy sit jou hele lewe nog voor jou om goeie keuses te gaan maak. Nee, ons almal maak foute, dis fine, dis alright. En julle het ouers julle die blessing van ouers wat julle kerk toe bring. Julle het 'n awesome, wonderlike start in die lewe. As jy wil weet om jou lewe so in te rig dat dit met jou gaan goed gaan, hoor mooi, nie dat daar nooit slegte goed met jou gaan gebeur nie. Daar gaan, sorry, dis die lewe. Daar gaan moeilike goed wees, moeilike goed kom. That's life. Part of life is suffering. Maar hoe gaan jy daarmee deel dat dit jou nie breek nie? Hoe weet jy? Hoe gaan jy weet? Jy lees die Bybel. En dan is die verskoning baie keer, ja, maar ek verstaan nie wat ek lees nie. Psalm 23 vers 1 sê, die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Is dit moeilik om te verstaan? Nee, is nie moeilik om te verstaan nie, nee. Hierdie wat ons nou lees, Jesus leer sy disippels om te bid, dis nie moeilik om te verstaan nie. Maar ek is seker, meeste van julle is baie op ChatGPT. Ek weet nie of daar al 'n beter, nuwer een is, dat ek heeltemal al te oud is voor om te weet nie. Maar in elk geval, as daar tekste is wat jy sukkel om te verstaan, of jy wil meer leer daarvan, hierso is vir julle ChatGPT prompt, om te weet, hy gaan nie vir jou nonsens gee nie. As jy net sê vir my wat Openbaring 5 beteken, dan gaan hy dalk vir jou klomp nonsens gee. Maar hierso is vir jou 'n goeie prompt. What does Reformed scholars say about? So Reformed, nee, dit is die tradisie waardeur ons die Bybel lees. Ons is gereformeerdes, ons is nie Pentecostals nie, ons is nie Katolieke nie, ons is gereformeerdes. So jy sê vir ChatGPT, what does Reformed scholars say about Matthew 4 verse 1? En dan gaan hy vir jou sê wat Calvin sê, en wat daai een en daai een sê, en hy gaan vir jou baie mooi opsomming sê wat daai teks beteken. So jy het geen verskoning om nie die Bybel te lees nie. Moenie vir my sê jy kan dit nie verstaan nie. As jy nog steeds nie verstaan nie, gaan drink 'n koffie saam met Meyring of gaan speel saam met hom golf as jy golf speel, hy sal baie bly wees. So, no excuses. Die woord is ons kos. So buiten ons fisiese en ons geestelike behoeftes het ons natuurlik almal emosionele behoeftes ook, né? En die Here wil daarin ook sorg. So ek dink een van die grootste issues vandag, ons het nog nooit in 'n tyd geleef waar ons so connected was soos nou nie. Nee, jy is elke 5 minute op Instagram of een of ander ding of jy het 'n WhatsApp. Ek persoonlik haat WhatsApp, is vir my 'n voltydse job, ek hou nie baie daarvan nie, maar ons is connected die hele tyd. Tog dink ek is dit die tyd in die wêreld waar ons die meeste alleen is. Loneliness, né? En ek het nou die dag 'n interessante studie gesien oor iemand wat praat oor langslewendheid. Wat het jy nodig om te doen in jou lewe om lank te lewe, om gesond oud te word? Een van die goed is connection. Hulle het gevind dat mense wat alleen is, word vinniger oud. Wanneer hulle liggame verouder vinnig, hulle deel moeiliker met siekte, hulle immuunstelsels is baie makliker compromised. Pandemic of loneliness. So hoe voorsien die Here vir ons in hierdie tyd waar ons neig om alleen te wees? En dis ook een van ons behoeftes waarna hy voorsien. Eerstens is hy het homself gegee. Ons lees in Johannes 16 vers 7, dan sê Jesus vir sy disippels, tog sê ek vir julle die waarheid, dit is tot julle voordeel dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die voorspraak, en dit is die Heilige Gees, nie na julle toe kom nie, maar as ek gaan, sal ek hom na julle toe stuur. Toe Jesus opgevaar het hemel toe, het hy sy Heilige Gees gestuur om by ons te wees. God is met jou, elke oomblik van die dag. Vir party van ons is dit miskien 'n scary gedagte, want jy is dalk besig in die donker met goed wat jy weet jy nie meer moet wees nie. Wie van julle weet wie's Jiminy Cricket?
Kyk hoe goed ken julle kinderstories. Daar iemand wat weet, wie is Jiminy Cricket? Weet julle ken Pinocchio, nee? Almal ken Pinocchio. So Jiminy Cricket was die kriek wat in Pinocchio se oor gebly het. Hy was op sy skouer gesit het. Dis so 'n kriek wat Pinocchio se maatjie was, maar hy was soos Pinocchio se gewete. As Pinocchio besig was met allerlei nonsens wat hy maar baie aangevang het, nê? Julle onthou die storie, hy was altyd met een of ander skiem gevang en dan sy in die moeilikheid, dan Jiminy Cricket in sy oor gefluister. Sê Pinocchio, nee, jy moenie daai pad gaan nie, jy is besig om droog te maak. Dit is vir ons 'n voorstelling van ons gewete en van die Heilige Gees wat met ons praat. Wanneer jy daar in die donker besig is met goed wat vir jou sleg gaan uitdraai. Wanneer jy besig is om besluite te maak wat jou hart gaan breek. Wat nie vir jou gaan goed wees nie. Dan is Jiminy Cricket daar. Hy fluister in jou oor en dit is deel van God se voorsiening. God met ons. Help ons om op die regte pad te bly. Natuurlik, ek het dit nou nie ons sal nou by daai vraag kom, maar wanneer ons praat oor alleenheid, God het vir ons 'n familie voorsien. God het vir ons community gegee. 'n Extended familie van gelowiges. Wanneer jy sukkel, jy sukkel dalk met jou verhouding met jou ouers op hierdie stadium. En jy weet nie met wie kan jy praat nie. Jy het 'n behoefte om met ouer mense te praat. Iemand wat ouer is as jy, iemand wat wyser is as jy, maar jy het dalk nie nou vrymoedigheid om met jou ouers te praat nie. Dalk is hulle op 'n bad plek. Soos ander groot mense met wie jy kan praat, wat veilig is. God gee vir jou community. En dan hoekom sorg God vir ons? Wel, dit bring my terug na die storie waar ek daar in Jerusalem was, waar die Here vir my gesê het, jy vir wie God lief het. Nee? Daai dag het dit nie rarig gegaan oor wasgoed seep nie, hoewel ek was baie bly ek het dit gekry. Daai hele gebeurtenis het my seker vir 2 jaar gedra deur 'n baie moeilike tyd in my lewe. Want wanneer dit taaf gegaan het, het ek onthou, flippe, die Here het genoeg vir my omgegee. Die Here het my raak gesien toe ek so iets simpels soos wasgoed seep nodig gehad het, omdat hy my lief het. So waardeur jy ook al gaan in jou lewe. Die Here is nie anders met my as wat hy met jou is nie. Ek is nie meer spesiaal nie. God is lief vir ons wat hy is lief vir ons. Ek het nie my Bybel 5 ure 'n dag gelees en gevas vir 40 dae voordat die Here my gehelp het nie. Inteendeel, daai oggend ek het vir hom gesê, dankie, ek vat nie u woord nie. Ek hoor dit nie vandag nie. Dis nie nou vir my nie. Hy het nog steeds vir my gesorg. Want dit is wie hy is. Hy het ons lief. Hy sorg nie vir ons omdat ek die regte goed gedoen het nie. Ek dink baie keer dink ons, Jesus, ek het nou al so ver in daai paadjie waar Jiminy Cricket vir my gesê het ek moenie afloop nie. Ek het al so ver in daai paadjie afgeloop. As ek nou vir die Here vra vir iets, ek kan mos nie. Hy is te kwaad vir my. Hy is te ver van my af. Ek kan hom mos nie nou vra nie. Ja, jy kan. Inteendeel, dit is die beste plek om dan na God toe te draai en te sê, Jesus, Here, nou ek het nie geluister nie. Ek het geweet ek moet nie die ding doen nie. Nou is ek vet in die moeilikheid en ek weet nie hoe om hier uit te kom nie. Help my asseblief. Help my en ek beloof jou, ek gaan jou help. Ek beloof jou. Dalk op maniere wat nie altyd vir jou gaan lekker wees nie. Maar op die manier wat die beste is vir jou. God sorg vir ons want hy is 'n goeie Vader en ons is sy kinders. Dan dink ons almal weet, hierdie is 'n moeilike vraag, wat as ek nie kry wat ek vra nie? Ons almal het al goed gebid en vir die Here gevra en dan gebeur dit nie. Hoekom nie? Het hy jou nie gehoor nie? Is jy nie goed genoeg nie? Is hy nie lief vir jou nie? Nee. Daar is nie een eenvoudige antwoord op dit nie, want die lewe is kompleks en dit hang natuurlik af wat jy vir hom gevra het, maar daar is 'n paar beginsels wat ons kan help om te weet
Hoekom voel dit vir my asof God my nie hoor nie? Of hoekom is dit wat ek gevra het, het die Here nie vir my gegee nie? Wel, heel punt nommer 1, God is soewerein, né? God is soewerein. Hy heers. Ons is nie hier om vir hom voor te skryf nie. Ons is hier om te vertrou dat wat hy ook al besluit oor my lewe is ultimately for the good. Al lyk dit in daai omstandighede en van jou perspektief nie so nie. So dit is deel van geloof. God is goed en God bly goed. Maar daar is 'n paar beginsels. En die een is persoonlike verantwoordelikheid. Die feit dat ons vir Jesus, vir God kan vra vir ons daaglikse brood, vir dit wat ons nodig het, beteken nie, ek kan nou maar terug gaan sit. Dink julle al die mense wat na Jesus geluister het, en sy disippels wat na Jesus geluister het, gesê, okay, ons vra nou vir God vir ons daaglikse brood, môre gaan ons lekker vakansie hou. Nee, dis 'n belydenis, ons het God nodig om ons te help, maar dan het ons 'n verantwoordelikheid om te doen wat ons kan en die geleenthede te vat wat die Here vir ons gee. Paulus spreek hierdie ding aan in 2 Tessalonisense. En kort sê hy, toe ons by julle was ons besig om die evangelie te verkondig, maar ten spyte daarvan het ons gewerk ook. Paulus was 'n tentmaker, hulle het gewerk, hy het sy eie geld verdien. Hy het sy eie kos gekoop, al was hy besig ook om die evangelie te verkondig. En dan sê hy, as iemand nie wil werk nie, moet hy ook nie eet nie. Klaar. As jy nie jou verantwoordelikheid nakom om jou kant te bring waar jy kan nie, dan moet jy die konsekwensies daarvan dra. Dit beteken nie, natuurlik praat ons nie hier van iemand wat graag wil werk, maar wat dalk nog nie die geleentheid gekry het nie, of wat sukkel om die geleentheid te kry om te werk nie. Hy praat hier van luiheid, van wanneer jy nie jou verantwoordelikheid wil opvat nie, en jy verwag dat die Here moet dit maar vir jou doen, hy gaan nie, want hy's 'n goeie pa. Net soos 'n goeie pa jou gaan leer om hard te werk, en jou kant te bring. Die ander beginsel is, die Here gee nie vir ons dit wat ons vra om ons egos te onderhou nie. Partykeer dink ons, Here, dit sal daarom nou so nice wees as ek 'n bike kan kry. Toe ek in hoërskool was, wou ek baie graag 'n bike hê. Ek weet ek lyk nie soos 'n biker nie, maar dit was soos my droom. Ek wou baie graag een hê. My pa wou heel eerstens nie byt nie, maar in elk geval. Partykeer vra ons goed wat net ons egos onderhou. Nee, Here gaan nie dit vir ons gee nie, julle. En Jakobus 4 sê, as julle bid, ontvang julle nie, omdat julle verkeerd bid, want julle wil net julle selfsugtige begeertes bevredig. Weet julle nie, julle ontrou is, dat vriendskap met die wêreld vyandskap met God is nie. Met ander woorde, wanneer ons volgens ons wêreldse begeertes bid, weer eens, die Here is 'n goeie pa. Jy kan hard werk vir daai bike, jy kan en dit koop en kry, die Here gaan nie vir jou kwaad wees nie. Maar God is nie hier om ons selfsugtige begeertes te onderhou nie. Die Here is 'n goeie pappa, hy gee vir ons dit wat ons nodig het. So, en slotte, hoekom die Here sorg vir ons daaglikse brood is dit wat ons fisies nodig het, dit wat ons geestelik nodig het, sy woord, alles wat jy nodig het om te weet oor die lewe is daarin. En dit wat ons emosioneel nodig het, sy gees wat hy vir ons gegee het om by ons te wees, dat ons nooit alleen is nie. En community, mense wat vir ons lief is, en hy doen dit alles. Nie omdat ons oulik is nie omdat ons die regte goed gedoen het nie omdat jy vir armes gaan broodjies uitdeel het nie. Omdat hy vir jou lief is, uit sy genade uit, want dit is wie hy is. Kom ons bid saam. Here, ons dankie dat U ons lief is, dat ons die kinders mag wees in Jesus Christus. Dankie dat op daai gronde alleen, uit U genade uit, wil U graag vir ons sorg. Here, ek bid sommer nou vir elke behoefte in hierdie vertrek, Here. Dit wat elke een van ons hierso nodig het om te kan lewe en te kan floreer, Here, of dit nou 'n fisiese behoefte is, of dit geestelik is en of dit emosioneel is, Here, mag U asseblief deur die groot genade in elkeen van ons behoeftes kom voorsien. Dankie vir U woord wat U vir ons gegee het, wat ons kos is, om ons sterk te maak geestelik
en ons op die regte pad te lei. Dankie vir u Gees wat by ons is, wat ons nie alleen los nie. Dit maak nie saak hoe ver ons op watter pad afgedwaal het nie, Here, ons altyd kan uitroep na u en u is altyd daar om ons uit te help en ons uit te red. Dankie Here dat u ook vir ons 'n community gegee het met wie ons brood kan deel. Dalk loop ons tafels oor in elke opsig. En ek bid dat u ons sal seën met 'n gees van vrygewigheid, dat ons sal gee wat u vir ons gee, dat ons sal deel wat ons het, omdat ons weet ons hoef nie bekommerd te wees oor môre nie, want u is reeds daar, u het reeds vir ons gesorg. Dankie Heilige Gees dat u hier is om ons te bemoedig, en ek bid sommer dat u saam met elkeen van ons sal gaan deur hierdie week, om vir ons krag te gee, leiding, en ek bid dat u vir ons ook 'n gewillige oor sal gee om te luister na u stem, en dat ons goeie keuses sal maak, bid dit in Jesus se naam. Amen. Ontvang die seën van die Here. Mag die liefde van God ons Vader, die vryspraak van Jesus Christus en die bekragtiging van die Heilige Gees met elkeen van julle wees. Amen.